gek oor haar eie Afrika Ondier episode 87. 'n End van die stoep af is dit Sergio wat vassteek. Die tyd raak min. Die vliegtuig wag. Hy moet met Lia praat. Hy moet die atmosfeer tussen hulle reg kry. Sy moet verstaan hoe hy dink en wat haar stil swye oor iets wat vir hom so na aan die hart lê, soos dooie leeu's in 'n vrieskas hier op die plaas waar hy woon, aan hom gedoen het. Iets wat hom kan maak of breek, as persoon en in sy werk. En veral moet hy die kwessie van vertroue tussen hulle, wat 'n nare knou gekry het, herstel. Hulle meet mekaar met die oë. Hy sien hoe emosies oor haar gesig spoel. Hy hoef nooit vir een oomblik te twyfel aan haar gevoel vir hom nie. Lia het hom onverdund lief en sy kan dit nie wegsteek nie. Maar saam met dit sien hy nog emosies, soos vrees, hartseer, pyn, onsekerheid oor die toekoms dalk en staal. Ek kom praat met my en wees reguit. Ek kan dit hanteer. Kyk in daardie oë van haar. Vir dit alles het hy haar mos verskriklik lief. Hy kan en wil haar nie verloor nie, maar sy mag nooit weer vir hom iets so belangrik wegsteek nie, en sy moet dit weet. Hy hoop net dat hy dit so aan haar kan verduidelik, dat sy dit nie as 'n aanval op haar as persoon sien nie. Sy wag natuurlik dat hy eerste moet groet, daarom doen hy dit. Hy sê, "Middag, Lia." "Sergio," sê sy uit die hoogte en wag. Hulle is soos twee honde wat rondom mekaar sirkel en wag dat die eerste een hap of lek. Hy stap nader tot by die tafel waar sy besig is om haar goedjies uit te pak en toe kyk hy verras af. "Hemel, jou goed lyk mooi." "Dankie, Sergio." Uiteindelik kyk Sergio weer op en stip in haar gesig. Al het Jesu en Anna dit vir haar so lekker as moontlik daar by hulle gemaak, kan hy sien dat sy beslis nie juis geslaap het nie, en dan weet hy mos al dat sy waarskynlik niks geëet het nie. Hy haat dit om haar so te sien, verwese. Vir 'n paar sekondes soek haar oë in syne, en daarna praat sy eerste. "Sergio, ek weet dat dit waarskynlik te laat is, maar ek is so jammer oor wat hierdie ding aan jou en jou werk gedoen het, en ook aan jou en my. Ek is jammer dat ek jou so teleurgestel het, en ek verstaan heeltemal as jy my na dese wil drop." Hy skud sy kop van kant tot kant. "Nee, vergeet van daai een. So maklik gaan jy nie van my ontsla raak nie, meisiekind. Ek is self jammer oor wat gebeur het, maar kom ons gaan sit en dan praat ons dit uit. Ek is lus vir koffie, joune." Hy stap na haar kombuisie, tap skoon water in die ketel en sit dit op die gasplaat. Terwyl hy wag vir die ketel om te kook, loer hy in haar broodblik. Hy duins terug vir wat hy daar sien. Is daar 'n geringe kans dat dit wat daar vir hom sit en loer eens geleef het? O nee, dit was seker 'n brood van soorte, besluit hy. Hy tel dit versigtig met nog 'n plastiek sak op en gooi 'n groen-grys ding wat 'n menigte hare op sy lyf het in die asblik. As daai ding kans kry om bene en arms ook te groei, loop daar 'n lewende dooie brood ook op Hurters retreat rond, besluit hy. Bo in die vrieskas ontdek hy 2 kaas en prye muffins. Die datum is van lank gelede, maar dit was darm gevries. Hy sit dit in die mikrogolfoond en skakel dit aan. Toe draai hy om en sien 'n effense glimlag op Lia se gesig, voordat sy na die yskas daaronder beduie. Duidelik het hierdie broodstorie haar 'n bietjie geamuseer. Sy sê, "Maria het so uur gelede 'n bordjie van gisterand se oorskietkos vir my hier aangebring. As jy honger is, kan jy dit ook warm maak en eet, Sergio." "Natuurlik is ek honger, dis verby middagete."
Maar Lia, ek eet nie alleen nie. Hy maak die deur oop en dan buk om die bordjie daaronder uit te haal. Hoender, cordon bleu met 2 baba aardappeltjies en petit groente. Dit is nie te versmaai nie. Hy maak 2 koppies tee en smeer die muffins. Toe die mikrogolfoon sê dat die kos warm is, haal hy dit uit en sit dit op die tafel neer. Sal ons eet? Vra hy en trek vir Lia 'n stoel by die tafel uit. Ja, dankie. Sy haal eers 2 vurke en 'n mes uit haar laai. Sy sny stukke van die hoender af en sit die vurke in die bord. Een se steel wys na haar toe en die ander een na hom. En Sergio gee beslis nie om genooi te wees om saam te eet nie. Gisteraand se cordon bleu was uit die boeke. Hy gaan sit self en sê, Lia, dit gaan nie oor wat gebeur het, of wat jy met die karkasse gedoen het nie. Ek kan glo, dit was sleg genoeg vir jou om dit te ontdek, en ek voel jammer vir jou daaroor, dat jy dit moes hanteer. Lia neem 'n stukkie van die soutmuffin, en toe druk sy dit aan haar mond. Sy drink van haar tee, terwyl haar oë vraand op hom gerig is. Wanneer sy klaar gesluk het, druk hy sy vurk in 'n stukkie hoender en hou dit voor haar mond. Kom aan, proe, dit is heerlik. Soos 'n kind maak sy haar mond oop en hy sit in. Wanneer sy begin kou, kan hy op haar gesig sien dat sy daarvan hou. Hy praat, Lia, ek is nie 'n monster nie, of dink jy ek is een? Beklei mos nie onnodig oor goed nie, en ek glo en weet dat jy nie die een is wat die goed in jou oupa se vrieskas gesit het nie. Maar jy het self erken dat jy dit daar uitgehaal en in Ralph se vliegtuig gaan sit het. Wat ek soort van kan verstaan, hoekom jy dit gedoen het. Die man verdien inderdaad om sy rieme styf te loop. Hy tel self 'n stukkie hoender op, kou en sluk, en toe vra hy, wat ek nie kan verstaan nie, Lia, is hoekom jy dit nie vir my vertel het nie. Hoekom het jy gevoel dat jy my nie in jou vertroue kan neem nie? Of is dit wat dit is? Jy vertrou my nie? Sy drink van haar tee, lek oor haar onderlippe en sê niks. Wel, dan is dit toe so. Sy vertrou hom nie. Hy vra, nou, hoekom vertrou jy my nie, Lia? Het ek iets gedoen wat jou vertroue geskaad het? Nee, wag, Sergio, ek vertrou jou. Met my lewe. Dit is net dat ek geen idee het oor hoe jy daardie inligting sou hanteer het, as ek dit vir jou gesê het nie. Nee? Dan ken jy my nie, Lia. Daar vlieg sy op. Spring letterlik op aandag voor hom, op haar perdjie. Sergio Martinez, ek ken jou, en dit is juis omdat ek jou ken, dat ek weet dat jy reguit polisie toe sou gehardloop het met die inligting, en dit kon nie gebeur het nie. Ek wou Ralph en al die bewyse van die vieslike pad wat hy gewoonlik stap, hier wegkry. Toe, sê vir my, wat sou jy gedoen het? Polisie toe gegaan het, nee. Kyk, daar lê jy op die bed. Pys dit na die vorige aand se aaklige belewenis met die stroopers en die leeu wat 'n paar van hulle doodgebyt het. Sy beduie dramaties in die lig. En hier kom ek, Lia Hurter, en ek maak jou wakker. En ek sê vir jou, luister my liefste leeuman, iemand het nou net 'n leeuwyfie se kop en 3 pote in Ralph se vrieskas kom sit. Daar is 'n welpie by. Wat sou jy met daardie inligting gedoen het? Hy dink 'n oomblik na en toe erken hy. Polisie toe gegaan het? Aha, en jy vertrou hulle, die polisie? Ek weet nie, sug hy. Sy raak skoon heftig. So kom ons blaai terug. Die Sondag van die naweek waarop ons ontmoet het.
Ek stap na die stoor om 'n bietjie te gaan loer wat alles van ouma se pottebakkers studio oor is en die volgende oomblik bestorm daai vrieskas my. Nooit, hoe gebeur so iets? Vra hy. Man, die ding het aangeskakel en ek was so op my senuwees. Ek wou nie die donker hole betrap word deur Ralph nie. Ek dog hy ry met 'n voertuig op my af. Sjoe, okay, maar kom sit asseblief net hier en eet iets saam met my. Okay, maar ons praat ook. En toe sien ek daardie nare goed in die vrieskas en my hart wil gaan staan. Jy kan dink, ek was bang dat my pa deel is daarvan, maar hy was nie, ek weet dit nou, so dankie tog. So dit is hoekom jy so wit soos 'n spook hier by die huis ingestorm het op daai dag. Onthou Sergio nou self. Ja, en ek ken vir jou skaars. So hoe moet ek weet of jy nie die aardbol so gaan omkeer dat ek nooit weer my huis, my pa en my mense gaan sien nie? Want ek kon dadelik sien, vir jou is 'n ding net reg of verkeerd, swart of wit. Dit is jy, Sergio, reg of verkeerd. Ja, dit is nogal so, maar wat van jou, Lia? Is jy nie ook op die reg of verkeerd nie? Nee, ek is meer ingestel op oorlewing. Ons woon op 'n korrupte aardbol met grys areas tussenin, Sergio. Jou reg om met die owerhede te gaan praat in daardie stadium sou 101 verkeerdes laat ontstaan het, die dat ek gekies het om stil te bly, vir my pa, en heel waarskynlik vir jou ook. In afgeleë Afrika maak 'n mens nie onnodige vyande nie, veral nie van iemand soos Ralph nie. Uiteindelik gaan sit sy en tel haar eie vurk op. Sy eet 'n stukkie wortel en toe 'n jong ertjiepeel. Sergio het beslis stof tot nadenke. Hy praat eers later weer. Ek verstaan daardie eerste Sondag en hoekom jy vir my niks gesê het nie. Ek was seker vir jou vreemd. Ek het 'n olifant geskiet. Jy was bang, niet, terug hier. En jou grootste nagmerrie, Ralph het ongenooid hier opgedaag. Dit is hoekom jy saam met my gery het daai eerste dag. Maar die tweede keer, daai naweek na jou dak nat maak, toe moes jy my darm in jou vertroue geneem het. Vir my gesê het wat jy beplan, of ten minste dan na die tyd wat jy gedoen het. Jy kon gewag het tot ek behoorlik wakker is en dan vir my gesê het, Sergio, en ek wil nie dat jy iets hiervan maak nie, maar dit is wat ek gedoen het. En sou jy geluister het en niks daarvan gemaak het nie? Wil sy heftig weet. Ag hemel, ja, ek weet eerlikwaar nie. Hy sit 'n stuk hoender in sy mond. Dit druis so teen sy grein in om niks van iets te maak of niks te doen nie. Miskien ken Lia hom op die ouend beter as wat hy wil toegee. Ek het dit gedoen en toe wens ek net dat alles moet weggaan. Haar oë is weer vol trane, toe sy 'n stukkie hoender op haar vurk na hom toe uithou. Hy vat dit, sluk vinnig, en toe maak hy weer oop dat sy nog een kan insit. Terwyl hy kou, erken sy. Ek hoop dat jy nou verstaan dat ek dit nie van jou af weggehou het omdat ek jou nie vertrou nie, maar dat dit juis is omdat ek weet hoe verskriklik reguit en eerlik jy is. Dat ek jou nie in 'n situasie wou laat beland waar jy nodig sou hê om die regte ding te doen nie. Dan was jy dalk teen die tyd maalvleis, want hier is mense wat nie daarvan sou gehou het nie. Sy byt op haar lip. Die woorde kom nie maklik nie. Ek was ook bang, Sergio, dat my pa dalk iets gedoen het en intussen by Ralph se goed betrokke geraak het. Geld of 'n skaarste daaraan, laat 'n mens snaakse goed doen. Hy het mos nog nie geweet dat my ouma se huis verkoop is en dat daar geld ingekom het nie. Maar nou weet ek verseker dat my pa nog net so rotsvas is soos wat ek hom geken het.
Maar jy weet seker dat my oupa, my ma se pa, oupa Gonzales, soms 'n bietjie uit lyn gestap het. So ek was bang dat sy ou dinge teen ons almal sou begin tel het. Stadig maar seker begin hy haar kant van dit alles insien. Hy vou sy hand oor hare. Jy moet my eendag nog van daai oupa van jou vertel, as jy wil. Wat sy nie weet nie, is dat hy in elk geval al vele stories van daardie ou karakter gehoor het, soos van agterrenosterhorings wat op 'n snaakse manier in sy skatkis beland het, en dat hy dit nie vir sandparke wil laat kry nie, want hy het gesien hoe brand hulle dit alles op 'n hoop, en hy het gevoel dit is daarom te mooi om aan die brand te steek. Maar dit gaan nie nou oor oupa Gonzales nie, dit gaan oor hom en die vrou vir wie hy omgee, besef Sergio. Wel, nou dat ons elkeen 'n spreekbeurt gehad het, wil ek net vir jou vra, nooit weer nie, Lia. Nooit ooit weer steek jy vir my enigiets wat my ook kan raak weg nie. Iets wat vir ons albei van belang kan wees nie. En jy mag enigiets met my bespreek. Jy mag enigiets vir my vra. En net vir die rekord, ek is of was nooit vir jou kwaad nie. Ek was seer gemaak en 'n bietjie afgehaal omdat jy nie kans gesien het om met my te praat nie. Maar hoekom dit gebeur het, verstaan ek nou baie beter. Dankie, Sergio. En daar swem daardie blou oë alweer. Sergio sluk self aan 'n knop in sy keel toe hy opstaan en hy haar in sy arms gaan toevou, stoel en al, en toe prewel hy by haar oor. Ek is lief vir jou, Lia. Ek en jy, ons staan rug aan rug teen die wêreld. Jy is my vroukie. En jy is my alles, Sergio. Ek het jou ook lief, sê sy, presies dit wat hy gehoop het om te hoor. Hy los haar teesinnig. Wel, nou moet ons klaar eet, sodat ons kan pak. My sak staan al reg. Sy beduie gang af. Myne ook. Ons moet nog net die bakkies en kachelkakkies pak vir die winkels. Wat se goed? Kachelkakkies, proe hy versigtig aan die woord. Man, dit is die batterie wat moet saam, help sy hom reg. Okay, nou waarvoor wag ons? Eet asseblief klaar, dat ons die goed in borrelplastiek kan kry. Het jy bokse? Hy druk die res van sy muffin in sy mond en maak sy beker tee sommer so in die staan leeg. En daar druk Lia die laaste stuk hoender agterna in sy mond, toe 'n aardappeltjie vir haar en een vir hom. Dan is alles nou weer reg tussen ons, Lia, hoop ek. Vir my was dit nooit verkeerd nie, Sergio, maar dan was ek die een wat aangejaag het en hopelik nou deur jou vergewe is. Natuurlik my liefste engelpop. Dankie, want ek was baie hartseer en ek het groot geskrik, jou vreeslike ondier. Sy staan op en sit die leë bord in die wasbak, tap water in en begin die koppies daarmee saam was. Hulle pak die breekgoedjies in bokse en terwyl Lia onder die stort inspring, drafstap Sergio weg om haar bagasie en solank een van die bokse pottebakkersware na die vliegtuig te neem. Aleid is al besig om alles na te gaan. Hy het brandstof elders ingeneem en daar behoort genoeg te wees om hulle tot in Injambaan te neem. Sergio gaan klim self onder die stort in en trek skoon klere aan, voordat hy sy eie sak en die klomp goedjies wat John en Maria vir sy familie daai kant te stuur, in bokse getel en optel en vliegtuig te neem. En toe kom Manuel met nog goeders uit die groentetuin ook aan. Wanneer Aleid uiteindelik die vliegtuig se 2 motore aan die gang het en met hulle oor die klein aanloopbaan begin taxi, staan die 3 van hulle saam met Peer daar om te sien hoe die vliegtuig uiteindelik teen die blou Afrika lig
uitklim met Sergio en Lea aan boord. Dit maak 'n draai oor die plaas en toe kies Aleid koers ooswaarts met 'n son wat laag agter hulle begin hang. Word vervolg.